Goeiedag Linet en baie welkom hier by Gereformeerde Hoërskool Goudrivier. Ons waardeer dat jy vandag hier is en tyd maak om met ons te gesels. Die doel van die onderhoud is om jou beter te leer ken, om so 'n bietjie te gesels oor jou ondervinding, oor dit wat jy sien jou roeping is, jou onderrigstyl en hoe jy dink jou waardes sal inpas in die waardes hier by Gereformeerde Hoërskool Goudrivier. Die onderhoud sal bestaan uit verskeie afdelings. Ek sal jou stap vir stap daardeur lei en dan vra ons dat jy daarop kan uitbrei soos wat jy gemaklik voel. Let wel dat die gesprek informeel sal wees, maar steeds professioneel. En ons wil graag hê dat jy net jouself moet wees en so eerlik as moontlik op alle vrae antwoord. Ons sien uit om jou beter te leer ken. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit dat julle my genooi het om hier te wees. Dit is 'n voorreg om jou hier te hê. Heel eerstens kan jy 'n bietjie meer uitbrei en oor jou ietsie van jouself vertel. Hoe jy besluit het dat onderwys jou roeping is en die pad wat jy al in onderwys gestap het. Ek het altyd gevoel dat ek eendag met kinders wil werk, maar in die hoërskool het dit oor my pad gekom dat die onderwysdepartement in ons matriekjaar onderwysbeurse kom aanbied het. Ek het aansoek gedoen en toe ek daardie beurs kry, het ek besef dat dit ook die pad is dat die Here my ook geroep het om in die onderwys in te gaan. En die afgelope jare het ek ondervinding opgedoen by verskeie skole, verskeie grade en verskeie vakke wat ek ook aangebied het. En ek dink die Here het my daardeur ook gevorm, dat ek is waar ek vandag is, dat ek ook besef dat hierdie is nie net 'n beroep nie, maar dat dit werklik ook my roeping is. Baie dankie. Jy sê in jou motiveringsbrief dat jy glo ons is geroep om die Here se verbondskinders Christelik op te voed. Hoe verstaan jy hierdie roeping in jou daaglikse klaspraktyk? Ek dink om daagliks te getuig van die Here in elke geleentheid wat daar is, maar ook vir die kinders deur my voorbeeld te wys dat ek 'n Christen is en ook dit prakties uitleef elke dag. En dan, ek sien dit ook dat die Here ook mens plaas op 'n spesifieke plek om ook hierdie kinders in totaliteit te ontwikkel en nie net dat dit net oor prestasie gaan nie. Jy het dit baie mooi gestel. Nou, wat het jou laat besluit om spesifiek hier by Gereformeerde Hoërskool Goudrivier aansoek te doen? My visie, my missie in die lewe stem baie ooreen met dit wat ook julle visie is. En ek dink daarom het ek ook hier aansoek gedoen, omdat ek ook voel, ek het ook dalk hier 'n roeping waar ek kan meehelp om hierdie kinders in totaliteit te ontwikkel. Nou, hoe sal jy help om die Christelike identiteit van die skool prakties in jou klas te laat leef? Ek dink in elke geleentheid wat daar is waar 'n mens kan getuig van die Here, kan 'n mens dit doen. Jy kan saam met die kinders bid, jy kan saam met hulle voorbidding doen vir dinge wat moeilik is in hulle lewe, of as daar dinge is, siektes of so. En dan voel ek ook in elke vak, as daar inhoud oorgedra word, staan dit nie los van die woord van die Here nie. Daar waar jy kan wys hoe die Here in hierdie vakgebied ook betrokke is in elke afdeling van jou lewe, kan jy daarvan getuig en dit ook vir die kinders so vertel. Nou, hoe leer jy kinders om God se woord in hulle daaglikse besluite te betrek? Ek dink as daar besluite is wat kinders moet neem, dan leer ek hulle ook om dit aan die woord te toets. Elke dag moet jy baie keuses maak en ek sê ook altyd, as jy hierdie keuse moet maak, toets dit aan die woord om te besluit, is dit die regte keuse? En ons almal maak soms in ons lewe verkeerde keuses, maar hoe ons dit gaan benader, deur vergewing te vra en te vra dat die Here ons op krag gee om daardeur te kom. Dit is hoe ek dit dan prakties vir hulle demonstreer en ook in my eie lewe kan getuig van die dinge wat die Here ook in my lewe gedoen het. Nou, jy beskryf jouself as passievol, liefdevol, maar ook ferm. Hoe balanseer jy daardie eienskappe in jou klas? Ek dink kinders moet duidelik weet dat daar grense is in jou klas, want dan floreer hulle.
Hulle as dit onordelik is, dan weet hulle nie waar is die grense nie en dis daar wat hulle dan baie keer grense begin toets. En ek dink net soos wat die Here ook 'n God van orde is, behoort daar ook orde en dissipline in jou klas te wees. Nou, watter benadering gebruik jy om dissipline op 'n positiewe manier te handhaaf? En kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van hoe jy 'n uitdagende leerder op 'n Christelike manier sal hanteer? Ek voel nie daar hoef dadelik nie vir enige oortreding 'n straf te wees nie, maar dat daar wel gereeld gesprekke is, dat ek ook die kind se saak se standpunt kan hoor, en dan as daar straf nodig is, ook die nodige straf, wat wel moet plaasvind, sal dit gebeur. Maar ek voel ook, kinders moet ook weet, dat dit nooit verder teen hulle gehou moet word nie, net soos wat die Here vergewe, moet 'n mens ook daardie gesindheid wys teenoor die leerders, maar hulle moet ook weet, vir elke keuse moet hulle wel, wat hulle gemaak het, moet hulle wel die verantwoordelikheid daarvan neem. Okay. So, jy het volgens jou CV-ondervinding in verskeie vakke. Watter van hierdie lê jou naaste aan die hart en waarom? Wiskundige geletterdheid is nogal my vak. Ek hou daarvan as die kinders daai wow oomblik beleef van iets wat hulle dalk nie verstaan het nie en deur dit alles ek hulle gelei het om dan daarby uit te kom en sê, aha, ek het dit. En ek geniet dit ook om die vak prakties, relevant op vandag van toepassing te maak en te sien hoe die leerders dan in selfvertroue ook groei as hulle hierdie vakinhoud ook hulle eie gemaak het. Nou, hoe dink jy het die blootstelling aan soveel verskillende vakke jou laat groei? Ek dink dit het my veelsidig gemaak. Ek het verskillende onderrigmetodes en verskillende vakke aangeleer, geleer en gesien hoe elke kind op sy unieke wyse leer en dat 'n mens nie net een onderrigmetode moet gebruik nie, verskeie is in verskeie vakke en vir elke leerder ook op hulle verskillende vlakke. Goed, en hoe werk jy saam met kollegas? Vir my is dit geen probleem nie, ek is nogal 'n span deelnemer en ek hou daarvan om saam te werk en my insette te gee, maar ook waar my unieke gawes en talente lê en ek is meer as bereid om altyd te help daar waar dalk ekstra hulp benodig word. Daar sal ek my hulp ook aanbied en om nuwe onderrigmetodes aan te leer of by mekaar te leer is vir my 'n wonderlike voorreg wat 'n mens kan hê om as 'n kollega saam te mag werk. Nou, watter bydrae kan jy tot die skoolkultuur maak en is daar enige buitemuurse of kultuuraktiwiteite waarin jy betrokke wil wees? Ek dink hierdie waardes wat 'n mens saam met jou dra, jou Christelike waardes, en ek dink om dit ook uit te leef in jou dag, sal die kinders ook daardeur kan sien deur jou voorbeeld, dit is wat hulle ook wil navolg, en dan ek hou van kultuuraktiwiteite en ek dink ook ek sal graag betrokke wil wees soos by koor en redenaars, maar soos wat ek al reeds gesê het, ek gee ook nie om by enigiets anders betrokke te raak waar ek my hulp kan aanbied nie. Nou, waar sien jy jouself oor die volgende paar jaar? Ek sien myself steeds in die klaskamer, betrokke by die kinders, waar ek 'n rol vervul, daar waar ek my roeping uitleef en waar ek regtig die kinders ook 'n bydrae aan hulle lewens kan maak, maar ek sien myself dalk ook oor 'n paar jaar as graadhoof, en dalk ook as mentor op te tree vir nuwe personeel wat ook in posisies moet inkom om hulle ook te lei in dit wat belangrik is en waardegedrewe is. Dit is 'n mooi vooruitsig. Nou, watter professionele vaardighede wil jy graag verder ontwikkel? En ek wil nog bietjie meer ontwikkel in leerderondersteuning, dalk ander assesseringstegnieke, dat dit nie net gaan oor een assessering en daarvolgens assesseer jy 'n kind wat dalk op daardie dag net nie 'n goeie dag gehad het nie, en ek sal ook graag aan Christelike pedagogiek wil groei. Ek doen tans my honneurs en ek sien uit daarna om dit ook eendag in my werksplek te kan toepas. Nou, wat dink jy onderskei jou van ander kandidate vir hierdie spesifieke pos? Ek dink ek bring 'n unieke
karakter, myself hierheen. Ek is ferm, liefdevol, passievol, my geloofsoortuigings staan ek voorop en ek het veelsidige akademiese ervaring. En ek is aanpasbaar, ek is hardwerkend en ek sien my werk as my roeping. Goed, en is daar enige iets wat jy graag wil byvoeg wat nie in jou briefhoof of op jou CV voorkom nie? Ek dink ek het wel alles gesê wat ek wou sê in my CV. Ek is dankbaar vir die geleentheid om wel genooi te mag wees na die onderhoud en ek glo ek kan werklik 'n positiewe bydrae maak tot hierdie skool. Dankie Linet, en so het ons dan nou gekom aan die einde van jou onderhoud. Ons wil net baie dankie sê vir jou tyd wat jy vandag gemaak het. Dit was 'n voorreg om jou beter te leer ken. Ons waardeer jou eerlikheid, jou insig en die manier waarop jy jou onderrig en geloof verbind. Ons sal jou aansoek verder oorweeg en jou binne die volgende 3 dae in die volgende 3 dae kontak om vir jou terugvoer te gee. Baie dankie weer eens vir die geleentheid. Ek sien uit om weer van julle te hoor en al kry ek nie die pos nie, weet ek ook dat die Here dit dan ook so gelei dat hy my dalk op 'n ander plek wil gebruik, maar sterkte ook vir julle in die oorweging en ek bid ook dat die Here vir julle ook wysheid en krag en insig sal gee om ook die regte besluit te neem, sodat die regte persoon ook hier by julle aangestel mag word. Baie dankie en ons bid jou ook God se seën vir jou taak toe. Baie dankie.